Goeienaand, Makassar se mense. Ek hoop dit gaan goed met almal. Vandag het ek 'n bietjie gebrainstorm en ek het vir myself gesê dat ek gaan begin met 'n podcast. Ek gaan nou begin mense interview om bietjie nader te beweeg aan ons probleme wat ons experience in Makassar en ondergaan deur die week, naweke, vakansies enige tye net om 'n diepere bedoeling en mening te kan kry met wat aangaan hier op die grond. Gaat ons maar nou mense begin 'n interview van die publiek wat sal uitreik na ons via Facebook Messenger, via WhatsApp. Hulle sal ons 'n kontaknommers kry na die einde van die program. Ons verlang om dit 'n halfuur na 45 minute op die langste te host. En ons sal individually soms twee mense miskien aanvaar in die of op die bank hier by ons om te kom loop en gesels rondom die dinge wat ons op 'n daaglikse basis ervaar in Makassar, wat ons voel kan miskien beter raak vir 'n beter Makassar in ons pad vorentoe. Ek myself is Ziad Sultan. Jammer dat ek nou nie vir my voorgestel het so het nie. Ek is Ziad Sultan van Vergrove en ek is ook 'n gemeenskapsleier. Julle het my vroeëre video gesien dat ek het sogenaamde retaliation video gestuur vir ons councilor vandag. Rede van ek voel daar was 'n bietjie harshness in gewees regarding gemeenskapsleiers, sien dat ek ook 'n gemeenskapsleier is en daar's velende gemeenskapsleiers in Makassar wat ek voel hulle doen ook soveel as wat hulle kan, sien dat hulle dit reeds verniet doen en sien dat hy die ene is ook wat die betaling ontvang, kan hy ook mos maar net 'n bietjie nader kom na die gemeenskap toe. Maar die is maar nou ons manier hoe ons maar voel ons gaan nou uitreik. Ek het luister na sy term, die malhaas term, en wat ek vanaand dit op my mind kry dat ons gaan begin met 'n podcast. Toe kry ek 'n oproep van Mr. Christian Stewart wat vanaand hier saam met ons is. Oud gemeenskapsleier. Mr. Stewart doen al vir 100 jaar diens hier in Makassar. Al het wie wat te sê. Ek myself het ondervinding van saam met hom werk. Daar het ons nog 'n medeleier daarso, ons het daar vir Amin Barends. Hy is saam met die Makassar Gemeenskap Forum vir die afgelope 3-4 jaar, 5 jaar so te sê wat nou in existence is. En ons voldoen aan goeie werk hier in die gemeenskap. Maar ek het vanaand vir julle nader gebring dat ons kan eintlik regtig kom agter die kap van die byl van die malhaas storie wat hier oor gepraat word. Uncle Christian sê vir my, wat dink u van die malhaas situasie wat ons nou hier het? Man, goeienaand almal. My naam is Christian Stewart. Ek is een van die gemeenskapsaktiviste in Makassar al vir jare. En so. Die woord malhaas, dit het vir my bietjie upset, verstaan, want ek het nie goed gevoel oor dit nie, want op die huidige oomblik ek was die enigste ene wat dit gepost het en ek het toestemming gekry met dit wat ek mee gepost het. Die video Wat ek gemaak het, ja. En met dit ek doen altyd iets met 'n goeie hart, want ek het 'n goeie hart, verstaan. Want hier in Makassar is goeie mense, hier's goeie leierseienskappe. Sê gou vir my Mr. Stewart, hoe lank doen u nou al die gemeenskap werk? Ek is al vir die afgelope 20 jaar as ek al reeds besig hier binne in Makassar vir die gemeenskap en so. En ek het baie dinge bereik vir die gemeenskap, wat die mense vir my aanvra. En ek het uitgekyk, verstaan, en elke dag as ek in my inbox, as jy kyk daar, man is tot 12 uur, 1 o'clock toe ek nog besig met service delivery issues, verstaan. En daar staan mense wat met verskillende klagtes ook kom na my toe. Ek het nie al die antwoorde met wat low is nie, maar ek het advies, ek weet vir jou waartoe om vir jou te stuur, ek stuur vir jou na law enforcement toe, of na prokureur toe, die lawyers, en of na die polisiestasie toe, dan sal ek sê, gaan na die kaptein toe, gaan na die council toe, kyk wat is dit wat gedoen kan word, verstaan? En dit is wat belangrik, want as ons nie nou al begin lekker saamwerk en daai goed te sê, as ek mention die council, dan bedoel ek die council, verstaan? So op die einde van die dag het die council vir my genoem, ek het 'n vuil hart en ek is mal, verstaan? Hy het so gewys, verstaan? So as hy 'n dokter, as hy 'n psychologist wat kan sê dat Christian wel het hy proof dat Christian mal is, verstaan, want ek glo nie daaraan
dat ek enige sertifikaat gekry het van 'n dokter of so nie, verstaan? En ek voel baie gegrief oor dit, verstaan? Want 100%. met dit bygesit het ek nou my prokureurs verstaan. My mense leiers en prokureurs wat ek het is almal mense wat in die Constitutional Court sit, verstaan? So ek het met hulle gekontak. Ek het met ENCA TV ook gekontak met konsultasie met hulle by die direkteur. Ek het met die direkteur van die koerant gepraat ook in terme van hierdie malhaas, verstaan? Want hy kan aan niemand anders verwys nie. Dit is direk op Christian Stewart, verstaan jy? Yes. En as hy gevoel het, dan kon hy vir my geskakel het, verstaan, soos voorheen, verstaan, maar op die huidige oomblik dink hy mos nou nee, Christian wil nou alles oorvat. Dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor omdat baie kere antwoord hy nie sy eie WhatsApp vir mense nie, verstaan? Dan voel die mense gegrief, want daar is nie 'n antwoord terug nie, verstaan jy? En met dit bygesê, ek probeer ek nou kyk, waar is dit wat ek kan doen? Daar is Rhoda Bazier, en die counselor homself. Hy kan self elke e-pos wat ek stuur, al is dit nou na die Department of Education toe, of is dit nou na die Department van die Polisie, of dit nou die Hof, of wat ook al. Ek tag hulle altyd binne in my e-poste, verstaan? Hulle kan nie sê, ek doen dinge net sommer so op my eie nie, verstaan? Dit alles wat ek doen, dit gaan nie oor politiek nie, dit gaan oor die gemeenskap, die mense wat regtig iets nodig het, verstaan? En met die ander ding is ook die wat hy ook gemention het daarvan in terme ek soek CLO-pos, verstaan? I mentioned it once, verstaan jy? En dit is nou 2 weke terug wat ons 'n vergadering gehad het met die brigadier van die polisie hier in Makassar, verstaan? En ek het daartoe oor gesê en met dit bygesê het hy dit nou sommer daar op 'n blok nou vir almal gesê. Die verstaan. So wat beteken dit wat hy nou aan die gemeenskap sê? So a lot of people are saying to me that ons counselor, man, wanneer gaan jy begin die waarheid praat? To be honest, wees eerlik met die mense, verstaan? En met dit ook bygesê het hy ook genoem daar, ek het gemention, nou vra ek vir myself, hy sê ek het gesê hy gaan nooit huise gebou word nie. I never said that. Ek het dit nog nooit gesê nie. My ding is altyd in die newspapers. You will see that in the newspaper, you will see it on televisie. En jy kan ook gesien dat ons het geveg wat by Greta Makassar gewees. Verstaan, ek het 'n portfolio gehad by Greta Makassar wat ek moet behartig het en so. Elkeen van ons het iets gehad, verstaan. En my ding was gewees behuising en safety and security, daai wat my uit Rhoda Bazier, Pastor Baatjies hulle en Oriel, wat ek met Oriel het altyd voor allocations gedoen, waar, hoe en wat gaan gebeur. So, En Christian, ja. Laat ek my net eers voorstel, ek is Armin Barends. Ek sal die podcast saam met Ziad nou 2 keer 'n week doen. Maar in any case, ons is nou hier by Christian. Ja. Christian, kan jy vir my sê, met nog 'n noem van CLO-poste wat jy wil hê en so aan is. Kan jy miskien bietjie meer vir die gemeenskap inlig hoe CLO-poste geadverteer word en gegee word? Ja. Want ons het 'n paar klagtes gekry van gemeenskaplede wat gesê het dat dieselfde mense kry dieselfde poste, CLO-poste, normal EPWP-poste. So kan jy miskien die gemeenskap meer inlig? Hoe hulle te werk moet gaan om die poste te kry, of is daar 'n probleem dat dieselfde mense die werke net kry, basically as hulle vra? Ja. Okay. Kom ek sê verduidelik gou vir jou. Die CLO-pos moet altyd geadverteer word. Of jy adverteer dit op jou media, Facebook, of jy adverteer dit binne die koerante, verstaan? En dit is die beste manier hoe ons gemeenskap nou kan kennis dra in terme van dit. En dan die ander probleem is dat ook wat jy genoem het daar, dat dieselfde mense dieselfde poste kry. En dit is waar dit buddy is, verstaan? En ek is baie gekant teen hierdie buddy besigheid, verstaan? Want op die einde van die dag gaan iemand anders, gaan nooit 'n opportunity kry nie. Jaden of Clinton of Armin gaat nooit 'n opportunity kry nie, want ons klik nie met die raadlede nie, ons klik nie met hulle nie, verstaan, want ons is van daai soort, ons wil hom net fight, ons fight nie vir hom nie, ons wil net regverdigheid moet plaasvind, verstaan, en dit is wat ek altyd sê, you must be honest whatever you are doing, you understand, and make sure that
you can't put the same people, dieselfde mense oor in daai ding nie. En ons mense gaan begin praat. Dat baie mense as ek by so 'n plek kom, dan vra hulle Christian, wanneer is daar opportunity? Dan verduidelik ek vir hulle, gaan rentkantoor toe. Gaan vul in die vorm daar by die rentkantoor. Nou is dit ons met 'n probleem. Die vorm word ingevul. As jy by enige raadslid kantoor gaan, die sekretaris is daarso. Gaan kyk, daar staan 'n boks met application forms. Daar staan 'n boks. Wanneer gaan daai boks gecapture word? Wanneer gaan die gecapture word? As jy, dit kom ek verwys altyd mense gaan Valfontein toe. Ek verwys mense Valfontein, want sodra daar kom nie 100 mense, daar kom toe 10 of 20. Sodra daai mense nou hulle application klaar gevul het en hulle is nou weg, onmiddellik doen hulle capturing. Onmiddellik. Verstaan jy? Jy kan baie die rentkantoor het afgebrand. Daar was 'n klomp application mense, aansoekvorme van mense wat alles uitgebrand het, verstaan? Dis hoekom die mense nie op die database is nie. Verstaan? En dit is die grootste probleem, verstaan? Daar moet iemand aangestel word. Sê vir my, sien dat ons nou daar is. Ja. Ek het gehoor ook ons council praat van propaganda. Ja. So sê vir my, waar lê die propaganda tussen die stukkie wat Uncle Christian nou sê van die dokumentasie en die dinge wat afgebrand het. Ek weet, dinge lyk so half die mekaar daar so by die rentkantoor. Ja, Ek het ja. gesien het Amin. Ja. Ek het vir Evan daar verby gery en toe dink ek die mense boer seker hier met bye of met enige iets of van die gras dan baie lank hierso. Ja. Maar sê vir ons verduidelik vir ons man, sodat ons as gemeenskap ook maar net 'n breëre understanding het met wat is eintlik die current situasie daar omtrent die applications en die dinge, die hold-ups en almal die goed wat daar aangaan. Okay. Kyk iets, die dinge die mense sal maak ons gebruik van die woord propaganda. Yes. Net omdat jy as persoon die waarheid begin uitspraak, verstaan jy? En as jy nie saam met hulle stem om saam met hulle leuns vertel nie, dan is jy die propaganda persoon. Verstaan jy? Sodat die mense nie kan weet presies wat in Makassa rondom Makassa aangaan nie, verstaan? Want dis hoekom baie kere vra ek vir myself, hoekom is ek gaan nou 'n voorbeeld maak. As daar 'n hoofkomitee gestig word, moet die raadslid dit adverteer, né? Hy moet dit adverteer binne die koerante. Daar's 'n safety, health en allerlei goed te verstaan. Daar kry jy daarom iets, ek dink dit is R1000 wat hulle kry per maand of so voort, verstaan? So daai is die dinge wat hulle moet oopmaak dat die mense kan weet presies. Nie net seker is in hy groepie wat moet weet nie. Almal moet weet wat aangaan, verstaan jy? Nou weet, want baie van hulle hardloop op sekere groepe of organisasies, van hulle hardloop, ek wil jy kan benefit. Verstaan jy? Nou ek is nie deel van daai wat wil benefit nie. Ek is deel van daai wat die boodskap moet oordra, die waarheid vir die gemeenskap, verstaan? Yes, En die waarheid is 'n ding wat jou vry maak en hy maak jou skoon. 100%. Want op die huidige oomblik is dit net 'n wegsteek situasie, wegsteek. Dis hoekom hulle sal vir my altyd point as 'n propaganda. You understand? Want hulle die propaganda praat die waarheid saam met die gemeenskap. En die gemeenskap het die waarheid nodig, verstaan? En dan het jy die ander ding ook die propaganda wat hy ook gemention het dat in verband dat ek kom nou weer terug by die behuising, verstaan? Maar daar het ek die City of Cape Town aangeval, verstaan? Want maar Lucy Boy ons het 'n groot vergadering gehad, 'n hele saal wat geprop, verstaan? En u het die bewyse en almal die dinge, die e-mails, etc. alles. Ja, ek het alles, verstaan? Ek het al daai goedes, verstaan? En niemand kan wys en Pieter weet dit vir 'n feit. Die raadslid weet dit vir 'n feit. Verstaan? Hy weet ek kopie vir hulle in, verstaan jy? En met dit bygesê, dan voel ek tevrede want almal lees dit. Verstaan jy? Dis hoekom die woord propaganda, dan lag ek eintlik. As jy die mannetjie besig om 'n grap te maak of so iets van die aard. Ja, maar Makassa kan verkom met die regte leiereienskappe, met die regte political party. Ons praat nou nie politiek hier nie, maar ek noem dit net, verstaan? Uncle Christian se area. Ja. Wat Uncle Christian in bly, redelik is rondom Skrikmos. Ja, die area. Ja. Wat kan Uncle Christian ons vertel van rondom Skrik? Man, wat ek jou kan vertel, Makassa Village wil graag ontwikkel.
Makassar wil graag ontwikkel. Ons het absoluut niks hier in Makassar Wallis nie. Ons het nie 'n saal waar ons 'n vergadering kon roep nie. Verstaan jy? Ons het die mense moet maar kerkie binne in hulle huise hou. You understand? En waar 'n saal 'n benefit gaan wees vir Makassar Wallis. Ons het nou die heights ook wat nog meer mense gaan bring, verstaan? So dit wil sê ons moet nou about 5 km loop hiervanaf tot daar bo by die nuwe Civic of die ou Civic, verstaan? 'n Facility soos 'n saal, dit sal benefit vir een en elkeen van ons gemeenskap hier binne in Makassar, verstaan? 100%. Want in Makassar het ons klomp huiskrisse, verstaan? En daai mense wil graag 'n stuk grond hê om 'n kris te kan opsit. Yes. Verstaan? Hulle het al met hoeveel mense met die raadslede gepraat, verstaan? Maar daar is nie terugvoering nie. Verstaan? Die boodskap kom by die raadslid, maar die boodskap gaan net tot by die raadslid, dit gaan te verder as daai nie. Verstaan? En dit is waar die probleem lê. Verstaan? Want dis hoekom as ek 'n e-mail stuur vir hulle, dan sê hulle nou the first time we hear about it. Verstaan? I say, but I mentioned it last week. There was a public meeting. Verstaan jy? Ons het 'n dame in Makassar wat al die jare netbal bent op Februarie straat bly sy. Sy netbal op 'n Saterdag op 'n Sondag. Nou moet sy in die pad duiding, verstaan? In die pad oefen met hulle kinders in die pad. Verstaan? Waar die voertuie op en af ry, verstaan? Nou elke keer as haar voertuig aankom, dan moet hulle stop. You understand? Hoe lyk die beskikbare grond wat ons het in die Ons het oor genoeg beskikbare grond. Ons het oor genoeg beskikbare grond. Die Jolien Simonstraat, net die boy in Oliver Tambo op die hoek, is daar ook te grond. Daar vlak voor by primary school. Yes. Daai was 'n boer se grond, maar daai is nou die city se grond. En ons het oral, nie in Makassar is daar plek. Ja, ek wil net doodseker is dat daar is oppervlaktes Daar is ook van die dinge op die location, sien dat die aanvraag vir sulke dinge daar is. daar sê. So dat ons ook maar net in die ramen bly, Ja. dat ons gaan nie iets vra, Ja. maar dan weet ons die dingetjies is nie beskikbaar vir Ja, ons. nee, dit is beskikbaar. Sien. Dit is beskikbaar. Wat voel jy, Mr. Barnes, rondom Makassar self in die breedte? Wat kan verbeter hier in Makassar? Vir my in die eerste plek, Makassar kan baie verbeter deur kommunikasie. Is 'n baie eenvoudige ding. En dan die ander probleem wat ons het in Makassar is mense nie eye to eye met mekaar nie in Makassar. Ek kan nou nie praat van buite nie. Want ons het nog daai probleem. Ek wil in charge wees. As ek nie in charge is nie, dan is 'n persoon 'n bad persoon. Ek wil sê, maar ons het nie daai gesindheid as mede Makassarnaars om vir elkeen 'n stukkie onder die son uit te krap nie. Ons het die neiging nog van ek is baas en die res is klaas. En dis hoekom ek dink Makassar nie streef na ietsie. En vir my is dit dieselfde as jy kom op die tipe boats wat Makassar het. Jy klop aan die deur, dan is dit dieselfde persone wat sit op die boot. Dan is dieselfde persone wat op die boot sit. Die boot is nou like 'n beheerliggaam. Gemeenskap boats, van whether dit CPF is, of as jy kyk die boot van die daghospitaal, ouerhuis, of net leaderse boats vir die algemeen in Makassar, klop jy aan deure en dan dieselfde persoon of persone maak die deur oop. So met ander woorde, jy kan nie regtig sien 'n verskil waar 'n persoon 'n verskil maak nie, want die persoon het twee different boards wat hy opsit. So daar gaan nie 'n verskil regtig wees in kwaliteit werk nie. Die gemeenskap gaan nooit regtig sien 'n verskil nie, want Christian is op die skoolboot, Christian is op die CPF, Christian is op die behuisingsboot. So ons kry net wat Christian deliver and we get used to it. En daai is die probleem, want Christian gee antwoord aan Christian. Christian gee antwoord aan Christian weer by die ander boot. En daai is ongelukkig waar ek sien Makassar gaan verkeerd. Lack of leadership basically. Ja, dit Yes, ons het nie 'n lack of leadership nie.
Dit is net die leadership is daar, maar ons kom Die weer strakse van die leadership as jy in yes, maar ons kom weer terug na dieselfde persoon of persone wat daar is. Remember, Christian dink net soos Christian. Met ander woorde, hy gaan almal die boards wat hy op sit, gaan hy sit in Christian boards. So met ander woorde, hy gaan net by dieselfde tipe antwoord kom, dieselfde tipe mense. Christian het nou genoem dat mense adjudante het, mense wat hulle voor werk gee, mense wat hulle voor diens gee, mense wat hulle help, verstaan? So as jy op die different boards is en ons kom na Christian toe, gaan Christian obviously dieselfde mense help. En daai is die probleem wat ons het in Makassa. Die ander ding wat ek wil sê, als ons die doom en gloom vir Makassa nie. Makassa in die tyd nou, ons het gekry in die skool, Valsbay Laar, ons het gekry vir Makassa Heights, ons het 'n winkelsentrum wat het lees nou langer as 10 jaar as reg is, het ons bygekry. Makassa is nog een van die safeste plekke om in die aande te loop. As jy met my kan saamstem, compare to ons sê. As jy kyk na ons, nee, ek sê nie, ons is safe. Al die areas hier. As ons nou kyk na strand, Eerste Rivier, ek het daar self geloop, ek het besigheid ook gedoen in die aande, is different as Makassa. Makassa het nog die gemeenskap, die wat ons het, en die is iets wat ek wil hê, Makassa moet nie verloor nie, maar die leier eienskappe gaan ons dit verloor, want as ons moet begin kyk na jou Tsomi, jou broer, en almal die goed is. En nou die dingetjies, nou, gaat hand in hand met respek julle. Op die einde van die dag moet julle weet, almal wat ons maak kinders groot. Ons kinders speel die buitekant saam met mekaar. Hulle differences amongst mekaar, die een het die ander ene geslaan of whatever die keuse is. Daai ontwikkel binne in jou huis en dat môre groet ek nie meer vir jou nie. Ek sê nie meer hallo vir Uncle Christian nie, because why? Ons kinders het 'n difference gehad. En ons het die ding soos kinders gehanteer ook. Verstaan? Dis hoekom met ons die ding geresolve aan die einde van die dag. Ons het ook nou met 'n probleem, because ons dink ook nou soos kinders. Because wat die groot mens se ding, die is een ding wat ek sal sê, ons as 'n colored nasie, as 'n Makassa nasie, ons suffer actually van education. Because as ons gaan kyk by die skole, wie is die laities wat hier op die vlakkie sit en roep, en wie is die kinders wat daar sit, is my en jou kinders wat daar sit. Verstaan? Die African kinders, die wit kinders, hulle is in die klas. Ons kinders sit hier buitekant en draai stokkies. Ek weet nie. Hulle is voor in TikTok, maar hulle is nie voor in die klas nie. Daar wat dinge moet gebeur nie. En daai is wat ons wil hê. Ons verlang, en my grootste begeerte self persoonlik is, dat ons moet produseer lawyers, dokters, dentists, surgeons wat moet kom uit Makassa uit. Ons het klas springbokke en almal hierdie klas dinge hier. Ons moet die dingetjies ons 'n bietjie uitstuur uit Makassa uit. Nie skollies en verkeerde ways, verkeerde examples die hele. Daai is my breedte as 'n view van Makassa. Ja, nee, 100%. Ek stem saam met jou. Nou kan ek ook sommer gou op jou vraag in terme van die organisasies verstaan en die forums soos die CPF en sulke goed. Ons het nou met 'n probleem. Dat ons mense kom na my toe, ek kom na Zia toe. Ek sê Zia, kyk hier. Amen, kom. Ons staan gewoon organisasie of forum. Kom ons staan 'n forum. Daar seker dinge wat ons kan benefit en benefit en elke konstruksie wat inkom moet deur ons werk. Verstaan? Maar was daar 'n publieke meeting geweest, was dit geadverteer binne in die koerant om te sê Pieter Willem en Klaas, hulle gaan nou 'n organisasie skep. Hulle gaan 'n forum skep. You understand? So dit was net daar is nie kommunikasie skills nie. Daai kommunikasie skills is net hierso tussen. Die media, die koerante speel 'n groot rol. Social media speel 'n groot rol. Almal se gesigte moet gesien word en jy moet 'n polisie clearance hê voordat jy op enige organisasie gaan sit. Christian, kan ek jou gewoon net vra? Dis nou 'n vraag wat ek wil vra regarding jou point. Indien dit geadverteer word, né? Ja.
hoekom sien ons dan nie interviews nie? Ja. Want die proses vir my is, uit my experience uit, ek was self 'n manager gewees by Small Sales and Marketing. Ja. As jy 'n job advertise, Ja. met ander woorde, kom ons maak het CLO, Ja, as jy sê woord. ja. As op al die social media's is aan die koerante of whatever. Waar word die interviews gehou en hoe word die applicants aangestel? Want volgens my word daar nie interviews gehou nie. Die mense wat ek min praat, wat vir my sê, ek het nou gepraat ewen oor 'n latest pos wat daar beskikbaar was. Die mense vir ons ge-WhatsApp, Amin of Siad. Ja. Waar word die interviews gehou? Hulle kry nie antwoorde terug nie. Ja. Niemand sê vir hulle daar is 'n interview by die Civic, 10 uur moet jy daar wees. Dit is net die job is toe en dan is daar iemand aangestel. Okay. Kom ek ook my verduideliking in terme van die interview situasie. Ek is die raadslid. Ek het klaar vir Amin genomineer. Ek adverteer dit. Ek adverteer dit op social media. Ek adverteer dit. Maar ek het daar reeds klaar met die construction company gepraat. Ek het daar klaar met hulle gepraat. Verstaan? As Ziad kom vir 'n interview, hulle gaan alles vir jou doen, alles. Verstaan? Maar hulle gaan nie die waarheid vir jou sê, maar ons het daar reeds iemand nie. En hulle sal nie vir jou sê, die raadslid het daar reeds iemand appoint. You understand what I'm saying? Verstaan? Die communicatie skills is die probleem waarmee ons mense sit. Nou kom jy all the way. So which means, as jy nou reg verstaan, wat Mr. Stewart sê is, die moment sy gaan apply, die job word ge-advertise. Ja. Maar wanneer sy gaan apply, is daar klaar mense wat ek kon verwys net dat hulle was klaar geselek vir die particular job. So wat apply ons dan? Dis hoekom daar niemand vir die interviews dan kom nie en dis hoekom daar nooit 'n interview venue is nie. Mense gaan na die interview toe. Hulle gaan na die interview toe. Waar is die interview? Die interview is supposed om by die raadslid se kantoor of by die rent of as nie sy kantoor nie, maar in die boardroom. Op die premises. Op die premises van die City of Cape Town, want die kontrakteur was aangestel deur die City of Cape Town of deur die provincial government. Nou soos ek sê, dis wat die mense vir ons gevra het, want heel wat van die mense het vir een of ander job nou afgelope tyd apply. Ja. Maar hulle sê hulle het die e-mails gestuur na een of ander construction company toe en almal daai goedes, maar hulle was nooit geroep vir 'n interview nie. En die eerste woord wat ek hoor. Die job het al begin al. Daar is iemand aangestel. So dis hoekom ek nou net vir Makassa as die gemeenskap wil hê uit jou kennis uit wat die proses is vir enige een van die jobs, want die mense van Makassa wil graag weet. En uit my kennis uit van interviews. Na die interviews, die advertensie, alles gebeur het nou, ons het iemand aangestel. Moet daar nog 'n berig in die koerant of op in die media uitgaan dat ons het nou vir Christian aangestel in daai posisie, die posisie is gevul. So daai gebeur nie. So daai is hoekom ek emphasize Mr. Barnes op die feit van die education. Ek sê nie necessarily dat ons as gemeenskap van Makassanai ons het dom mense nie. Daai is wat ek sê nie. Ons het wonderful mense. Wat ek sê is ons mense het nie die education nie. Van die hele program nie, hoe dit werk nie, hoe dit apply nie. Hoe kom sy aan die ding nie? Ek dink daai is more or less wat Amin vra aan Mr. Stewart. Kan u miskien vir ons explain? Nou kan ek Hoe kom ons aan dit? Wat gebeur? Die City of Cape Town stuur 'n kontrakteur, né? Die kontrakteur moet dan die project manager moet dan in raking kom met die raadslid om te bevestig, luister hier, ons soek 'n CLO en so en dan soek ons 20 jobseeker manne wat wil werk en met dit bygesê. Nou kom dit by dat die raadslid klaar die inligting gekry het. Hy het die inligting, nou gaan adverteer hy. Maar voordat hy of sy dit gaan adverteer, gaan hulle eers tussen hulle eie mense 'n gesprek hê. Verstaan jy? Hulle eers 'n gesprek separately. Voordat hulle dit gaan advertise, verstaan? En hulle het daar klaar vir Christian Stewart genomineer as die
CLO pos. Mm. Nou kom die ander mense ook almal apply, stuur jou CV in, maar jy op die einde van die dag weet ek Mr. Amin gaan nie die werk kry nie. Ja. Verstaan? Ek het klaar die werk gekry. Verstaan? Want ek was genomineer. Verstaan jy? So basies, dit is waar dit kom. Daai nomination, verstaan, ek wil die ding moet eintlik change. Die council moet dit net advertise of dit moet eintlik advertise word in die media en binne die koerante. Yes. Daai local koerant wat ons kry mos nou elke Woensdag, verstaan jy? Maar soos Christian, wat ek nou verstaan het die hele proses het, dan as jy weet mos dan nie vir die hele Makassa nie. En die beste persoon vir die job word dan nie aangestel nie. Ja. Verstaan? So dan is daar dan 'n limited mense wat kom vir daai interview of weet en die res mos dan hulle tyd. Ja. Is dit wat ek verstaan? Ja, wat ek wil eintlik ook bysit is as die maatskappy self, die city moet dit oopmaak. Gee dit vir die maatskappy, die kontrakteur. Gee dit vir hulle. Luister hierso. Ek het klaar met die raad het gepraat, die raad het klaar e-pos gekry. Nou moet die raad dit nou adverteer binne die koerante dat 'n sekere kontrakteur gaan maandag hier wees. Verstaan jy? Hy gaan maandag hier wees. Mense, bring jou CV daai dag by die boardroom. Verstaan? Wees transparant nou met die mense. Yes. Wees transparant. Sê vir die mense, bring jou CV's. Die kontrakteur, die project manager sal daar wees. Hy sal dan almal wat daar is, sal hy dan een vir een interview. Instead dat die raadslid dit moet adverteer. Verstaan? Hy gee die raad tot die instruksie dus die City of Cape Town. Ek dink ek moet 'n e-mail stuur aan die City of Cape Town en aan die city manager of die speaker. Dan gaan ek vir hulle sê, hulle moet dit liewerste so doen dat die kontrakteur self met verskillende mense moet en nie een raadslid mag deel wees van enige proses nie. En al die prosesse, die raad is nie besig nie. Hulle kill jou hier en kill jou daar, maar hulle is al reeds involved. En hulle appoint vir jou, verstaan? Maar hulle kill. Wat jy nou explain, ek dink dis die manier hoe Makassa verstaan hoe die proses werk. Ja. Want dis hoekom die SMS'e wat ons gekry het en die WhatsApps is dat mense gesê het die pos was daar, hulle het apply, hulle het hulle e-mails gestuur. Maar daar was nooit 'n venue of 'n terugvoering e-mail wat sê bis 12 uur by die Civic, die nuwe Civic, die interview sal daar plaasvind. So dit was nie. Dis hoe ek verstaan van die applikante en die mense wat nou hulle het net niks gehoor nie. En dis 'n bietjie meer insig. Ek hoop die mense wat nou kyk verstaan wat gaan aan. En ons wil ook graag hê dat julle moet vra. Indien julle wil praat oor die topics wat ons hier cover of enige ander topieke, kan julle vir ons dit WhatsApp nommer sal beskikbaar wees en dan sal ons ewen van die gemeenskaplede nooi. Ek sal ewens probeer in die next podcast om 2 of 3 van die mense te kry wat wel aansoek gedoen het vir sekere poste. Hoe dit 'n jaar terug is of gister en ons kyk as die gemeenskap wat het terugvoering. Het hulle SMS gekry wat gesê het hulle e-pos was ontvang met hulle CV of hulle WhatsApp was ontvang met hulle CV. Hulle gaan kom vir 'n interview of het hulle net nooit niks agterna gehoor nadat dit geadvertise word nie, want ons wil net agter die kap van die byl kom en dis waaroor die podcast gaan. Dit gaan oor fairness. Verstaan? So ons wil equal opportunities hê vir Makassa se mense, nie bruin mense, wit mense, swart mense nie, vir Makassa se mense. En ons moet verstaan, ons gaan bad feedback ook oor dit kry. Maar die goeie ding uit bad feedback sê ek altyd, ons kan dit regmaak. Ons as die gemeenskap kan dit net regmaak as ons die foute uitwys en nie net die goeie dinge nie. Verstaan Christian? Mr. Sultan, ek hoop ons kom tot op 'n punt waar ons die gemeenskap wil laat verstaan dat ons is hier om vrae te vra. En jy wat 'n vraag het, gaan op die podcast genooi word en ons gaan jou vrae proef
op die proefstel dat Makassar se mense kan sien wat ons mense kwel. Want soos ek sê, dit was 'n groot aanvraag vir my in Presiaat om die vraag te vra, wat is die proses? Yes. Want die mense raak nou al krapperig wanneer hulle sien dieselfde mense doen dieselfde jobs. Veral as dit kom by EPWP en wat is die CLO en almal die tipe dinge verstaan. So as dit 'n who you know story, is dit iets wat jy mis jou selfoon, hulle bel, hulle skakel en tel jy in jou foon op. So ons moet agter die kap van die byl kom en we need to have fairness in Makassar. Ja. Verstaan? Wat rede wat aangaan, ja. Ja. En ek stem saam met jou 100% dat kom ek altyd vir mense sê, as jy miskien 'n application vorm invul, maak seker dat jy 2 nommers, verstaan, as jou foon wegraak of hy's gesteel of wat ook al, dan net mami of daddy, dan is daar iemand anders, verstaan jy? Alternatief. Ja, en jy moet ook openlik wees en praat met hulle, luister, most of the time I leave my phone at home, but you can use this number because my mother or my uncle, they will answer the phone and then they will give me, hulle sal die boodskap aan vir jou teruggee. Verstaan, so, ons mense wat moet gaan bygevoed, ons moet 'n bietjie openlik wees, man. Wees transparant, you should I later dignity, right? I'm going to do that. Verstaan jy? Ek gaan oop wees, verstaan? So dis hoe ek elke oggend dan kyk ek in die spieël en ek sê, Here, hier sê ek, bless my vir die dag. Verstaan jy? En as ek terugkom dan sê ek, dankie Here, ek het dit gemaak. Wat kan ons aan doen? Ons kan niks, daar's absoluut niks wat ons kan doen nie, man. Dis maar die hoe kan ek sê die natuurlike beginsel wat ons as 'n mens moet. En ek hou van dat hoe kan ek sê ons sal altyd mekaar remind een en die ander. Dat hier in Makassar hier by ons het ons nie baie van 'n rassistiese conversation met mekaar nie, because ek dink hier is seker die enigste plek waar ons almal en alles aanvaar. Ons sien mens, as ons ander mens sien, ek myself hou nie van die reistopiek homself en ek wil nie dit bespreek nie. Dit is nie in my vocabulary nie, om dit so te stel. Maar wat wel in my vocabulary is dat ek sien mens, mansmens soos 'n ander mansmens, vrouwmens soos 'n vrouwmens, whatever die case is, en ons het daai natuurlike respek vir mekaar. En dit is mos hoe ons bond moes eintlik volmaak maak en ons ontwikkel die ding met in die gemeenskap hier wat ons bly. En deur middel van dit groei ons mos. Ja, dit is Nee, ek sê 100% saam met jou. En wat ek altyd sê vir mense, want ek het 'n goeie verstandhouding tussen die council, die polisie, die daghospitaal, met all the management, verstaan jy? En ons het 'n goeie relationship. Ons is nie kwaai vriende of so iets van die aard nie. Ons is, omdat ons almal in Makassar bly, baie van hulle bly buite in Makassar, maar hulle werk in Makassar. So as jy werk in Makassar, moet jy saam met ons werk. Jy kan nie teen ons werk nie. As ons kom met 'n probleem oor Antisana wat nou nie is was by die daghospitaal of wat ook al. Nee, dan gaan ek vra, hoekom het Antisana nie gehelp nie? En daai is hoe die kommunikasie skills werk. En dis hoekom ek sê, as daar weer election plaasvind, vir enige organisasie moet die mense seker maak, hulle ding word ge-advertise. Hy word ge-advertise. En die ander ding is ook dan is baie kere as dit by alle organisasies, hoekom is daar nooit 'n prinsipaal deel van organisasie CPF of behuising of daai nie. Ons het daai prinsipale van die skole het ons nodig om vir ons te kan guide, want hulle nie guide nie, maar hulle het ook daai nodigheid wat hulle kan deel met ons. Verstaan jy? Ons moet 'n bietjie dit kyk daar nie omdat hy of sy by 'n skool is en hy kan nie uitreik om ook deel te wees van 'n komitee of van CPF of van die behuising. Hoekom kan hulle nie deel wees daarvan nie? Daai goeie moet nou begin verander en sê almal is welkom. Verstaan? Dit is wat tel, want waar weet jy werk binne Makassar. Met wie weet jy? Met Makassar se gemeenskap. Verstaan? En as ons daai attitude het, dan gaan ons ver kom, verstaan? Die ding van as ons so beginne leens gegaan wat verstaan oor die behuising en so voort. Ek gaan nou 'n bietjie wegloop van hy een topik af, né? Is dit oukei? Yes, 100%. Ons het in die agterkant, dit sien in die BMW in die boekkant, né? Ek het gister daar beweeg, verstaan? En die bome is daar besig om te groei. Hulle het 'n survey gedoen, né, aan die voorkant toe daar by primary school. Maar aan die agterkant, daar die straatname is daar reeds daar, Newlandstraat is daar, something like Belstraat is daar. Hoekom het hulle nie onmiddellik by die tweede fase sommer daar begin nie? Verstaan jy? Hulle het nie daar begin nie. En nou gaan ek ook praat in terme van 37 miljoen 'n transfer na Bontewil toe.
sonder dat die gemeenskap weet. Van Makassar. Van Makassar se behuising. The allocation, budget allocation. 37 miljoen. Yes. Verstaan jy? En dis baie. Verstaan? Daar kan hy geld kon weer gebruik word. Wanneer gaan hulle daai geld terugstuur na ons toe? Na ons budget toe, verstaan? En dan kan jy kyk in terme van ek was op 'n konstitusie gewees. Nou Chris, Ja. hoe ons gewoon Okay. hoe na iets anders toe beweeg. Jy sê 37 miljoen. 37 miljoen. Ja. Wat is die rede Ja. hoekom die construction gestop het dan nie? Is dit nou die 37 miljoen of Okay. of wat is die rede? Die rede hoekom die rede is omdat bystand was agter gewees met werk en so voort. Hulle wat beboet ook daarvoor en toe die city besluit dat hulle nou hulle kontrak gaan beëindig, verstaan jy? En met dit bygesê is daar klomp foute wat bystand gedoen het, die civil construction. Dit kom hulle hy survey gedoen het, verstaan? En daai survey wat hulle gedoen het, is geld wat gemors was deur bystand. Verstaan? Ons gaan nie mooi praat of so nie, want bystand het op die einde van die dag 'n saak gemaak in die City of Cape Town omdat hulle kontrak gebreek het. Verstaan? Maar nou het die city mos nou evidence. Look at all the money. Kyk al die geld wat ons gespandeer het vir los. Verstaan jy? Okay, so dan basies die 37 miljoen is gestuur na Bonteheuwel toe, ja. So dan volgens jou nou, Ja. of ek het mos dan nie regtig vir Makassar nie, want die saak tussen Baseline en City, Ja. daai geld sou mos nou baie staties, om regverdig te wees. Ja. Daai geld sou dan stetig gewees het Ja. daar. Ja. Niks sou gebeur met die 37 miljoen nie. So voel jy miskien dat die City gevoel het, ons vat die geld Bonteheuwel toe. Laat dinge so lank daar gebeur totdat die saak uitgesort word met Baseline in die City. Ja, ek sal dit nie so stel nie. Die ding is die daar het 'n public participation gewees. Yes. Public participation om vir ons mense te vra, kan ons die geld so intoe stuur? Dis wat belangrik So is. jou So daai wat gebeur, die constituency van die DA, hulle het hulle besluite gemaak, die Helderberg se constituency en Bonteheuwel se constituency het gesê dat oor toe daai twee constituencies kom te bymekaar en sy luister so, ons agree ons vat hy 37 miljoen. Okay. So jou Verstaan? probleem is nie die feit dat hulle Bonteheuwel uitgehelp het nie en die 37 miljoen gestuur het nie. Die probleem is net dat die gemeenskap basies geminag was met die besluit Besluite om van die 37 miljoen te te transfer. transfer. Ja, Ek Bonteheuwel. dink guys, laat ons maar eers conclude met finansiële program. Ja. Tyd is van die essence. Ja. Eerstens wil ek net sê baie dankie man aan Christian van Christian se tyd. Ja, dis 'n plesier. Baie spesiale goeie man Ja. wat ek meen bekend is en ek meen baie inligting wat ons nog vandaan kon by leer het ook. Die vrae wat ek nog nooit van gehoor het van tevore en het ek nog vandaan kon hoor. En ons gemeenskap het ook 'n bietjie kennis bygekry rondom dit met aansoeke en sekere dinge. Ek dink vanaand sal kort gekap word. Daar sal definitely chapter 2 of episode 2 moet is Ja. verder in because ons sal graag wil kom tot op die bottom van alles wat. Ja. Hoe om te kan apply vir die city en sy jobs en almal die klomp goedes because ek is familiar wel met die prosedure en almal die dinge. Dis hoekom sit ek hier met ander leerders. Voel ek net dat die education moet getransmit word en oorgedra word aan ons gemeenskap, jongelinge, nuwe matrikulante in bittere ways. Ja. En soos daai gecover het daar met die kinders, dan gaan ons stryd na ons elderly toe, Ja. wat ek voel wat ook 'n groot topik is, Ja. met hoe ons dinge kan moontlik beter, gemakliker maak vir ons ouer nasie in die fasiliteit van Makassar. Ons is ons maar net 'n klein dorpie met nog baie liefde wat ek voel ons kan groot doele kan ons bereik hier met die help van alles en baie dankie vir Clayton, Zaiden vir ons kameraman ook. Hy seun van ek Christian. Baie dankie vir sy tyd wat hy ook opoffer hierso. En ja, die is maar hoe ons nou afskop mense. Ons gaan nie nog wag vir Steven Spielberg en vir almal Sylvester Stallone en almal daai mense nie. Ja. Ons begin van die grond af en ons werk met wat ons het. Ja. Baie dankie en 'n lieflike warme aand vir julle almal. Asai. Dankie. Sap. Goed gaan.